nou al 'n paar keer daarna verwys, dat Jezus 'n besonderse liefde vir tuine moes gehad het, as jy die aantal beelde wat hy daarvan gebruik in ag neem. Maar tuine was van die begin af vir God baie na aan die hart. Want dit was die eerste ding wat hy op aarde geskep het. In Genesis 2 vers 8 lees ons, die Here God het 'n tuin aangeplant in Eden, in die ooste, en die mens wat hy gevorm het, daar geplaas. En dit word beskryf as 'n pragtige tuin om te aanskou, en die vrugte van die tuin was goed om van te eet. God het selfs 'n tuinier na sy beeld geskep, as 'n metgesel, om die tuin te bewerk en dit saam met hom te geniet. Toe hy Adam geskep het uit 'n handvol grond, het God sy diepe verbintenis met die aarde te kenne gegee. Ons liggaam is gemaak van dieselfde elemente as die grond en word daagliks gevoed en opgebou deur die minerale en voedingsstowwe wat ons eet en drink. Dis dus nie vreemd dat die meeste van ons 'n voorliefde vir die aarde toon deur die tuine wat ons aanlê nie. Ongelukkig het die mens hierdie tuin deur sy vingers laat glip en vind ons meestal oos van Eden en ver van die tuinier. Maar daardie herinnering aan die idilliese tuin leef voort in ons harte. En soms, as ons erg verlang, ontdek ons stukkies van die tuin in onverwagte en tydlose oomblikke. Kersfees is so 'n moment wanneer ons daaraan herinner word dat Christus gekom het om ons verhouding met die skepping te herstel. Hy het gekom om God se aangesig aan ons te wys, sodat ons sal onthou dat daar eenmaal lank gelede 'n tuin was waar God en mens stapmaats was. Terselfdertyd kom hy ons 'n vergesig gee op 'n tuin wat weer sal blom en waar God alles en in almal sal wees. In Openbaring 21 sien Johannes die ewige lewe as 'n stad met hoë mure van silwer en goud, versier met edelgesteentes en 'n hoofstraat van suiwer goud. 'n beeld wat ver verwyder is van die beeld van 'n landelike tuin waarin God die mens met die skepping geplaas het. Maar dan, in Openbaring 22 lees ons, toe het die engel aan my 'n rivier met die water van die lewe gewys. Dit was helder soos kristal en het gestroom uit die troon van God en die Lam. In die middel van die hoofstraat aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe, wat 12 keer vrugte dra. Elke maand dra dit vrug en die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Die tuin vorm ook in daardie nuwe lewe die middelpunt van die nuwe skepping en bring lewe en genesing vir alle mense. Kom ons bid saam. Here, as ek rondom my kyk, sien ek 'n tuin in verwoesting. Ons harte is stikkend as ons kyk wat die mens met die skepping gemaak het. Here, ons bid dat U ons lewens sal herstel en nuut maak deur U vergifnis en liefde vir die mens wat U na U beeld gemaak het. Amen.